Psalm 126, 'n bedevaartslied. Toe Jahwe die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, Jahwe het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Jahwe het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly. O Jahwe, verander ons lot soos waterstrome in die suidland. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop aldier in ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader Jahwe, U is wie U is en U doen groot dinge. En ons as gemeente is vanoggend dankbaar en bly wanneer ons diep bewus word van dit wat U doen. En daarom, Vader, wil ons in vanoggend met trotse harte jubel. Ons wil juig. Ons wil vir U kom dankie sê vir dit wat U doen. En ons vra, Vader, gee asseblief vir ons genade om te verstaan, om te kan sien, om te kan hoor, om te kan begryp en dan vrug te dra, volgens dit wat ons weet. En dan getrou te wees, volgens dit wat ons verwag, tot U eer en U verheerliking. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons is besig om in die brief van 1 Petrus te werk, en as dit Vader Jahwe se wil is, wil ons stelselmatig deur om gaan versie vir versie. Soms sal ons seker 2 versies of 3 versies op 'n slag kan doen, maar soms is daar een woord, een enkele woord, wat so groot begrip is, wat so kragtig is, dat ons eers daarby moet stilstaan. En so woord is by vanoggend in 1 Petrus 1 vers 3, die wat van u wat daar kan onthou, ons het 1 Petrus 1 vers 1 en 2 in die vorige Bybelstudie gedoen, uitverkore volgens die voorkennis van die Vader. En ons weet die konteks van hierdie brief is vir gelowiges om te volhard onder sware verdrukkinge in 'n wêreld waar hulle vreemdelinge is. Ons begin vanoggend 1 Petrus 1 vers 3 en die tema van die boodskap is die grootste geskenk van Jahwe. Die grootste geskenk van Jahwe, naamlik wedergeboorte. Nou ja, 1 Petrus 1 vers 3 en ons lees vanoggend tot en met vers 12 vir die konteks onthaalwe. Geseënd is die God en Vader van ons meester Yeshua Messia, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Yeshua Messia uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof, door die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yeshua Messia, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Messia wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Messia sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir
ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge, waarvan die engele begeerig is, om in te sien. Dis groot, dis 'n mondvol, en dit alles begin by Jahwe, dis Jahwe se werk. Nou, hoe groot is Jahwe se werk nie, en ons gaan vanaand, as dit Vader se wil is, so 'n bietjie gesels oor die werk van Jahwe. As ons moedeloos is, of hopeloos is, of onseker is, hou jouself besig met die werk van Jahwe. Dis bemoedigend. Dis kragtige bemoediging. Maar ons wil spesifiek kyk na die wedergeboorte. In vers 3 lees ons, geseënd is die God en Vader van ons meester Yeshua Messia, wat na sy groote barmhartigheid. Hierso word vir ons karaktereienskap van Jahwe. Hy is nie maar net barmhartig nie, hy is geweldig barmhartig. Hy is so groot, so omvattend sy barmhartigheid. En as gevolg van en na aanleiding van hierdie barmhartigheid skenk hy ons die wedergeboorte. Die wedergeboorte geskenk. En wat is die resultaat? Lewende hoop. Nou hierdie lewende hoop, enigiets wat lewe, moet gevoed word. Nee, iets wat lewe moet gevoed word. Iets wat lewe groei. En iets wat lewe moet ook beskerm word. So, ons wil graag 'n bietjie gesels oor die hoop in ons, want ons weet daar's hopeloosheid in die wêreld, en ons weet in ons eie lewe, dat ons hoop soms wankel. Waar soek ons hoop? Nou die wedergeboorte is ons hoop. En as ons nie die wedergeboorte verstaan nie, kan ons dit ook nie die begrip voed nie, kan ons dit nie koester nie, kan ons nie daarin groei nie, en sal ons ook nie weet hoe om dit te beskerm nie, of ten minste van misleiding te bewaar nie. En dit word alles moontlik gemaak deur die opstanding van Yeshua Messia uit die dode. Die wedergeboorte is die gevolg, is die resultaat, is die implikasie, uitwerking van Yeshua wat opstaan uit die dood. Dit is die krag van die evangelie. Dit is die krag in my lewe. So as ons praat oor wedergeboorte, dan gaan ons dit baie eenvoudig hou, en ons gaan vir mekaar 'n paar vrae vra, en ons gaan nie sê wat die skrif nie sê nie, ons gaan net sê dit wat die skrif sê, en daarvolgens vind ons begrip. Want die wedergeboorte is 'n wonderlike, maar ook 'n verborgenheid, wat ons nie altyd 100% verstaan nie. En ons trap baie keer in die slag gehad om oor dit te praat en dit te wil definieer wat ons nie weet nie. Maar kom ons praat oor wat ons weet. Wat beteken dit om weergebore te wees? En hoe belangrik is dit? Is dit nodig om daaroor te praat? Is u weergebore? Is jy weergebore? En as jy nie weergebore is nie, hoe weet jy dit? En hoe kan jy dit verkry? Kan jy dit verkry? Wat is die kenmerke? Daarmee wil ek afsluit aan die einde van iemand wat weergebore is, sodat ek in my eie lewe myself kan plaas. Wat is wedergeboorte? Nou die eerste saak, wedergeboorte, kan ons omskryf as 'n verborge werk van Jahwe. Dis 'n verborge, is iets wat in die verborgenheid gebeur, is nie vir hierdie oë sigbaar nie. Ons kan sien as 'n baba gebore word, 'n gewone vleeslike geboorte, dis maklik. Dit is vir ons openbaar vir die vlees, maar is 'n verborgenheid wedergeboorte, wat deur Jahwe gewerk word, waar hy nuwe geestelike lewe in ons voortbring, ingee, opwek, nuwe lewe uit die gees van God self. Nuwe lewe. Kom ons blaai na Efesiërs 2 toe, dan lees ons daar 'n teks saam, Efesiërs 2, Efesiërs 2 begin met
Julle het hy lewend gemaak wat dood was. Dit is baie belangrik, nuwe lewe kom vanuit, of is gegee vir hulle wat dood was, deur die misdade en die sondes. Waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld. Wat maak ons dood? Wat het Adam en Eva dood gemaak? Sonde. Die loon van die sonde is die dood. Die dag as jy van hierdie vrug eet, sal jy sekerlik sterwe. Gees, siel en liggaam, verwyderd van Jahwe, dood. Vers 2, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Onder wie ons almal, wie's dood? Almal. Almal was dood, die hele Adam geslag, ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees. Hoe weet jy is die dood deelagtig? Jou vlees begeer. Almal wat al in sy lewe begeer het, weet dit is dood. Toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net so ook die ander. Wat is die loon van die sonde? Die dood, die toorn van Jahwe. Wat verdien jy as jy dood is? Die hel, die ewige verderf. Maar, vers 4, God wat ryk is in barmhartigheid, daar is dieselfde begrip as 1 Petrus 3, na sy groote barmhartigheid, ek wil hê jy moet hierdie absolute parallelisme sien. 1 Petrus 1 vers 3, na sy groote barmhartigheid skenk hy ons die wedergeboorte. Hier lees ons dit weer. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons, wie doen die werk? Jahwe, deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, en mooi kyk wat maak jou dood, misdade. Wat het hy gedoen? Lewend gemaak, saam met Messia, uit genade is hulle gered. Ons het nou gelees, die wedergeboorte is geskenk tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Yeshua. Die opstanding van Yeshua, ons staan saam met hom op. Dis nuwe lewe. Dis wedergeboorte. Vers 6, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Messia Yeshua. Nou is dit baie belangrik, die eerste punt wat ons stel. En dit klink eenvoudig, maar daar is 'n baie sterk prediking daar buite, dat en ek bewerk ons eie wedergeboorte deur keuse, glad nie. Wedergeboorte is uitsluitlik die werk van Jahwe. Hy doen dit. Jy kan dit nie self doen nie, jy kan dit nie besluit nie, jy kan dit nie laat gebeur nie. Wedergeboorte is Jahwe se werk. Onthou nou, as ons later praat oor bekering, heiligmaking, dan het die mens 'n aktiewe deelname daarin. Ons moet tot bekering kom. Ons moet heiligmaking nastreef. Ons werk saam met die Gees. Dis ander begrippe. Geboorte is altyd Jahwe se werk. Johannes 1 vers 13 bevestig dit, want nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, die mens se keuse, begeerte, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Nou hierdie uit God gebore is altyd in ons Bybels, in die Griekse taal, in die passiewe vorm. Dit gebeur met jou. As Piet die bal skop, wat het die bal gedoen om geskop te word? Niks, die bal het nie 'n wil nie. Piet het die wil gehad, Piet het besluit hy gaan die bal skop. Weergebore, uit God gebore is iets wat met ons gebeur. Jy kies dit nie. Jahwe doen dit. Dit is sy werk. Ons is passief in ons wedergeboorte. Dit word baie maklik verstaan in die hand van 'n gewone geboorte. 'n Baba kan nie homself baar nie. Hy kan nie homself voortbring nie. Hy kan nie homself gebore nie. Hy ervaar dit gebeur met hom, hy word gebore. Maar dit is die moeder wat hom baar. Ons is passief in wedergeboorte, menende
Jahwe doen dit met ons. Jakobus 1 vers 18, merk hierdie teks, lees hom. Jakobus 1 vers 18, volgens sy wil. Dis ontsaglike belangrike woorde. Wie wil? Jahwe wil. Wie het dit geïnisieer, wie het dit gedink, wie het dit begeer, wie het dit gedoen? Volgens sy wil het hy ons voortgebring. Daai voortbring, is dieselfde woord vir as jy 'n babietjie voortbring. Jakobus 1 vers 18. Volgens sy wil. Onthou, kontrasteer dit met Johannes 1 vers 13, nie uit die wil van 'n mens nie. Jy kan dit nie self wil nie. Hoekom kan jy nie? Want jy's dood. 'n Dooie mens kan nie iets geesteliks doen nie. Hy's dood. Hy het geestelike vermoëns verloor. Hy's dood. Jakobus 1 vers 18 sê, volgens sy wil het hy ons voortgebring, deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsel kan wees. Yeshua is die eersteling wat opstaan uit die dood, en saam met hom is ons die eerstelinge, meervoud. Want hy is die eerste een wat opstaan uit die dood, en ons is saam met hom opgewek. En daarom het ons in 1 Petrus 1 vers 3 ons teksgedeelte gelees, dat die wedergeboorte word geskenk. Geskenk. Ek verdien dit nie, werk nie daarvoor nie, besluit dit nie. Dis 'n geskenk. Dis die grootste geskenk vir die Adamiet wat dood was deur die misdade, om weer nuwe lewe te kry. Jy kan dit nie verdien nie, en ons gaan dit nog in 'n paar tekste sien. Nou, hierdie groot saak is al geprofeteer in die Ou Testament, want ons het gelees in Petrus later, dat die profete daaroor geprofeteer, hulle het daaroor nagevors, dis dinge waarin die engele begeerig is om in te sien, en Jahwe het geopenbaar vir die profete. Jesegiel 36, en nou moet ons saam blaai, Jesegiel 36, geestelike lewe. Ons was dood, en ons word lewend gemaak. Waar in die Ou Testament lees ons van nuwe lewe? Jesegiel 36. Wat maak ons dood? Sonde. So daar moet saam met nuwe lewe eers sonde wat weggeneem word, sonde wat afgewas word. Sonde maak onrein, so moet onreinheid wees wat weggeneem word. Jesegiel 36, en ons lees vanaf vers 26. En die eerste 3 woordjies bevestig ons eerste punt. Wie doen die werk? Vers 26, en ek sal, hoofletter, Jahwe sal. En ek sal, Jahwe sal, julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal julle hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. En sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. So 'n mond vol, maar onthou eers die eerste punt, Jahwe doen dit, en wat doen hy? Hy gee nuwe gees in ons binneste. Dit is die wedergeboorte. Hy gee nuwe lewe, want daar was dood, en dan moet lewe kom. Kolossense 2 vers 13, kom ons blaai gou soontoe, daar is 'n baie kosbare teks. Kolossense 2 vers 13. Die boek Kolossense en Efesiërs is baie parallel aan mekaar geskrywe. Dit wat ons in Kolossense lees ons in hooftrekke ook in Efesiërs. Ons gaan Kolossense 2 vers 13 lees. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees. Nou hak gou daar vas. En julle wat dood was. Op 'n klein tegniese puntjie, as jy die Grieks lees, is dit 'n partisipium, en terwyl julle dood was. Hy beskryf die toestand terwyl hulle dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees,
het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al julle misdade vergeef het. Baie duidelik, dat Jahwe die een is wat ons lewend maak. 'n Dooie mens kan nie homself lewend maak nie, en die doodsheid is as gevolg van die sonde. Hy maak ons lewend in Messia, saam met Messia, daardie nuwe lewe. Nou, as ons so 'n bietjie gesels, wat is die effek? Wat doen wedergeboorte? Nou moet ons mooi luister. Wedergeboorte maak dit moontlik. Nou moet jy dink aan 'n baba. Wat kan 'n baba als doen? Wat kan 'n dooie mens nie doen nie? Baba kan hoor, kan sien, en hy kan leer. Hy lewe. Wedergeboorte maak dit moontlik dat ons kan hoor. Geestelik hoor. Van al die funksies wat daar is, wil ek die een uitsonder, hoor. Nie almal kan hoor nie. Ons weet dat Jesaja geprofeteer het, in Jesaja 6 vers 10, maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien en met hulle oë, en met hulle ore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle bekeer en gesond word nie. 'n Oor wat nie kan hoor nie, kan nie tot bekering kom nie. Daarom is dit eers moontlik. Daarom is dit eers moontlik om te kan hoor, nadat jy gewederbaar is, nadat jy geboorte geskenk is, nadat jy geestelike lewe ontvang het. Dit is heel eenvoudig. Baie keer, en dit word algemeen verkondig, deur 'n baie groot kerk groep, dat nadat jy tot bekering kom, en nadat jy jou hart vir Jahwe gegee het, kom jy tot wedergeboorte as jy gedoop word. Dit is heeltemal verkeerde orde. Jy sal glad nie verstaan wie en wat Jahwe is nie, jy sal glad nie sy stem herken, jy gaan glad nie eers sy roepstem kan hoor as jy geestelik dood is. Jy moet eers lewend gemaak word deur Jahwe. 1 Korintiërs leer vir ons baie duidelik, maar die natuurlike mens, 1 Korintiërs 2 vers 14 en 15, die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Die natuurlike mens, die dooie mens, die een wat dood is deur die misdade. Want dit is vir hom dwaasheid. En kyk baie mooi, en hy kan dit nie verstaan nie. Hy kan nie. Hy het geen begrip van Yeshua wat vir hom gesterf het, en opgestaan het uit die dood, en die lewe in die Gees. Hy verstaan dit nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Die geestelike mens. So dit is eers belangrik, dat Jahwe vir ons wedergeboorte skenk, ons wat dood was. En wanneer hy dit skenk, is daar die vermoë om nou sy stem te kan hoor. En as jy nou sy stem hoor, wat sê sy stem? Wat roep dan? Sy roepstem? Sy lering, kom na my toe. En ons sê dit baie duidelik, in Johannes 6 vers 44, dat dit is Jahwe wat dit moontlik maak om te kan hoor. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het. Johannes 6 vers 44, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Niemand kan na my toe kom, alvorens hy gewederbaar is nie. Niemand kan na my toe kom, niemand kan na my toe kom as hy my stem nie hoor, wat sê kom na my toe nie. Hoe hoor ons sy stem? Wanneer ons nuwe lewe gegee is. Dit is baie duidelik, ook Johannes 6 vers 65. Yeshua sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is. Nou hierdie gegee is die vervulling van
ek gee vir julle nuwe lewe. Ek gee vir julle 'n rein hart. Onthou julle in Jesegiel 36, ons het gelees, en ek herhaal net weer vers 25, dan sal ek, weer 'n ek werk, skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Wat maak jou dood? Sonde. Wanneer die sonde weggeneem word, is daar rein water. En dis hoekom Yeshua vir Nikodemus gesê het in Johannes 3 vers 5. Yeshua antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees, water en gees is dieselfde begrip, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Yeshua het dit nie vir Nikodemus gesê, as iets wat Nikodemus eers moet gaan doen by homself nie. Geboorte word geskenk. As jy nie deur die rein water van Jesegiel 36 vers 25 die skoon water, geestelike reiniging gegaan het nie, is jy nog dood in jou misdade. So, wat is wedergeboorte? Deel van wedergeboorte, ja, nuwe lewe, maar is ook die wegneem van die oorsaak van die dood, die sonde. Kan nie dood en lewe gelyk wees nie. So, dit is baie, baie belangrik. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Handelinge 16 vers 14. Hier is 'n baie mooi praktiese voorbeeld van 'n vrou wat wedergeboorte ontvang het om te kan hoor. Handelinge 16 vers 14, Lydia, terwyl Paulus op sy sendingreis is, aan Filippi, mense was gewoond om te gaan bid daar by die riviertjie. Handelinge 16 vers 14. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Nou, 'n dooie mens kan nie hoor nie, net 'n geestelike mens. Jahwe het haar hart geopen, as wedergeboorte, om ag te gee op wat Paulus gesê het, deur hom gesê is. Wanneer Jahwe jou die vermoë gee om te kan hoor, dan kan jy hoor. En dan kan jy tot bekering kom. En dan kan jy heiligmaking nastreef. En dan kan jy doen wat moet gebeur. Maar eers moet jy rein gewas word deur die offer van Yeshua, wat vir jou dit moontlik maak om te lewe. Jy het hy lewend gemaak. So nou vra ons mekaar, hoe verstaan ons die wedergeboorte? Die fokus lê nie so seer om die wedergeboorte te verstaan, as om sy uitwerking te sien in jou lewe nie. Die uitwerking is belangrik. Johannes 3 vers 7 tot 8, Yeshua sê vir Nikodemus, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Wedergeboorte is om uit die Gees gebore te wees. Maar jy weet nie presies waar hy vandaan kom nie, jy weet ook nie waarheen hy gaan nie, maar jy hoor sy geluid. Nou ek wil 5 geluide in die metaforiese gebruik van hierdie vers. 5 geluide wat die wind maak. 5 geluide wat die Gees doen in jou lewe. Wat is die kenmerke? En ons het die eerste een klaar hanteer, toe ons gesê het dat ware geloof, om te kan glo, om te kan die woord aanneem, is die teken dat jy weergebore moes geword het. Want jy sou dit nie kon aanneem, as jy nie lewendig was nie. En nou gaan ons bietjie in spesiaal in Johannes, die klein brief, 1 Johannes, kyk, hy gebruik het 'n kolomkeer, gebore is. Miskien moet ek dit dalk net sê, in Afrikaans, wanneer ons iets in die passiewe vorm wil stel, die bal word deur Piet geskop, dan gebruik ons die woordjie word, of as dit in die verlede tyd is, die bal is deur Piet geskop.
En dit kry elke keer met gebore, hy wat uit God gebore is. Menende, in die verlede tyd, as 'n eenmalige handeling. Dit is baie duidelik in die Engels praat mens van tenses, in die modus, dat dit 'n eenmalige handeling is. Jy kan nie 'n klomp keer gebore word nie, en die natuur leer ook vir ons. Jy word een keer na die vlees gebore, so word jy ook een keer na die gees gebore. Nou 1 Johannes 5 vers 1 bevestig hierdie eerste gedagte wat ons al reeds genoem het, dat elkeen wat glo dat Yeshua die Messia is uit God gebore. Nie, jy moet glo sodat jy weergebore kan word nie. Die feit is, hulle wat glo, is alreeds gewederbaar. 1 Johannes 5 vers 1. Ware geloof wie Yeshua is. Ware geloof dat hy die verlosser, die seun van God, die offerlam is. Geloof wat red. Nou dink nou mooi daaraan. As ons eers glo en dan gewederbaar word, dan kan enige een besluit hy glo nou en tot wedergeboorte kom. En dis presies hoe Jahwe die koninkryk van die hemele sy eie reg het wie hy uitverkies het. Dis die leer van die uitverkiesing. Hy ken sy eie, deurdat hy vir sy eie wedergeboorte skenk, sodat hulle ware geloof kan ontvang. Wat ook 'n gawe is, Efesiërs 2. Dit het ons nou mooi gesien in Johannes, in ons geleesde gedeeltes, en 6:44 en 65, dat niemand kan na die Vader toe kom, alvorens die Vader die werk moontlik maak, dat ons na hom toe kan kom. Die tweede punt, wat baie belangrik is, en elkeen van ons moet mooi luister, en dit vind ons in 1 Johannes 3 vers 9. 1 Johannes 3 vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Maar sy saad, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hulle wat uit Jahwe gebore is, die wat wedergeboorte ontvang het, sal nie volhard in sonde nie. Ja, ons het 'n stryd teen die vlees. Ons weet in ons vlees woon niks goeds nie. Maar die nuwe lewe, die gees van God in my, kan nie sondig nie. Jahwe kan nie sondig nie. En die lewe, die opgestane Yeshua, sondig nie. En dit is hoekom Paulus sê, daar is 'n stryd tussen die gees en die vlees. Maar hy wat na die gees wandel, sondig nie. En daarom kan jy ook nie in jou vlees volhard met die sonde nie, want die gees gaan jou aankla. Jy kan nie in jou vlees bly volhard of 'n gevangene bly of 'n gevangene wees deur een of ander verslawing. Want die gees werk lewe, vryheid, geregtigheid, en hy leer die vlees om op te hou. So, dis 'n kenmerk van 'n weergebore kind van Jahwe. Hy volhard nie. Hy laat nie sonde toe nie. Hy gee nie die stryd teen sonde op nie, want lewe werk teen die dood. Lewe, geregtigheid, werk teen die ongeregtigheid en die vleeslikheid. Andersom gestel, 1 Johannes 2 vers 29, om te sê wat ons nie doen nie, maar andersom gestel om te sê, wat doen ons? 1 Johannes 2 vers 29. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, dit wat reg is, uit hom gebore is. En elke keer as hierdie gebore is in die passiewe vorm, menende geskenk van Jahwe. So dink mooi wat gebeur met die kind van Jahwe wat weer gebore is, hy kom tot ware geloof. Hy volhard nie in die sonde nie. Hy doen wat reg is. En dis waar ons dan aktief deelneem volgens die lewe wat in ons is. Die derde punt, wat 'n absolute kenmerk is van 'n kind van Jahwe. En 'n kind van Jahwe is weergebore, wat nie uit die wil van 'n man nie, maar van bo gebore is, vanuit die gees.
En dit vind ons in 1 Johannes 4 vers 7. Sien nie hoeveel tekste is daar net in Johannes oor weergeboorte. Dit is interessant, want dit is ook Johannes wat in Johannes 3 die verhaal tussen, die gesprek tussen Joshua en Nikodemus opgeskryf het. 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Luister weer eens. Ons moenie mekaar lief hê sodat ons gewederbaar kan word nie. Nee, liefde is die gevolg van die weergebore kinders. En daarom moet jy in jou eie lewe dit toets. Is daar liefde in my lewe? Kom ons stel dit in die positiewe. Omdat daar liefde in my lewe is, weet ek is gewederbaar. Eintlik is hierdie boodskap gaan oor die sekuriteit en die versekering van my geloof. Baie keer voel ons nie, ons is kinders van Jahwe nie. Hoe weet ek is 'n kind van Jahwe? As ek weergebore is. Hoe weet ek is weergebore? As daar in my 'n stryd is teen die sonde, dan weet ek volhard nie in die sonde nie, want die Gees van God werk my. As daar geloof in my hart is, as daar die begeerte en die verlange is om te doen wat reg is, as daar die liefde van Jahwe in my lewe is, goddelike liefde, dan weet ek is weergebore, want dit sou nie daar gewees het as daar nie lewe was nie. Saam met die Heilige Gees wat ons lewe gee, beskenk Jahwe ook sy liefde in ons harte uit, Romeine 5. Nou is dit 'n belangrike een, die volgende ene. Dit is bemoedigend. Dit is kragtige bemoediging. Kinders van Jahwe, weergebore kinders, oorwin die wêreld. Voel ons altyd soos oorwinnaars? Nee. Is ons oorwinnaars? Meer as oorwinnaars. Deur hom wat ons lief gehad het. Lees saam met 1 Johannes 5 vers 4. Ons het nou al 'n paar tekste in 1 Johannes gelees. Gaan merk al die kere wat hy praat van die wat gebore is, weergebore is. In Johannes 5 vers 4. Hy sê eers in vers 3, want dit is die liefde tot God, dat hy ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En wat se oorwinning praat hy van? Geloof. Dis die druk, dis die oorwinning oor die versoekings. Jakobus sê, salig is die man wat die versoeking verdra, as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Wanneer hierdie wêreld ons druk en probeer dwing om te sondig, wanneer hy deur sy vleeslikheid daardie dood in ons probeer stimuleer om te sê, begeer, en al die verkeerde dinge, dan is dit die nuwe mens, die weergebore mens, wat oorwin. Want hy het nie begeerte na die sonde nie. Hy oorwin deur die geloof. Hy is gehoorsaam aan Jahwe. Die weergebore kind hoor die stem van die Heilige Gees. Hy kan hoor, want hy lewe. En hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Die lewe is sterker as die dood. Die geregtigheid van Jahwe is sterker as die sonde, as die boosheid. Die vuur van Jahwe verteer die vuilheid. Daarom moet ons daardie geesgeboorte as die kosbaarste gawe ervaar en aanneem en bely en verstaan as die krag van God in my om die sonde te oorwin, om die wêreld te oorwin, om die wêreld van versoekings. Hy sê baie mooi, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Jy moet nie oorwin sodat jy gebore kan word nie, omdat jy uit Jahwe gebore is, oorwin jy. Want Jahwe is die Almagtige. Niks kan Jahwe oorwin nie. Joshua het gesterwe en die dood oorwin. En die wat uit hom is, oorwin. Wat 'n heerlikheid. Wat 'n krag.
Wat 'n bemoediging. En op hierdie punt gaan ons 'n bietjie verder. Hulle wat uit Jahwe gebore is, word beskerm teen Satan. In dieselfde hoofstuk, in Johannes 5, vers 18. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Het jy al gelees van die merk van die dier? In Openbaring 13? Het jy al gehoor van die dier wat uit die see uitkom en die dier wat uit die land uitkom? Aan hom is mag gegee en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van voor die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie. Want die wie se name in die boek van die lewe geskryf is, sal hom nie aanbid. Hulle kan nie, want hulle is weergebore. Hulle bewaar hulle self. Die boosheid geen vat nie, geen Engels sê grip. Baie mense lewe in vrees oor die merk van die dier. Nou vang hy my ontkant. Die wedergeboorte is jou versekering dat die gees van God, die lewe van God, sal jou beskerm en bewaar. Die boosheid geen vat nie. Praat nie van die sonde in die vlees. Ja, ons het 'n stryd, maar die gees van die lewe werk in my, dat ek die regte wil kies, te midde van die sonde, en die bose het geen vat op hom. Het gaan oor geestelike autoriteit. Het gaan oor geestelike gesag. Johannes 10 sê Yeshua, my Vader is groter as almal en niemand kan hulle uit sy hand ruk nie. Nie eers die dier, nie eers watter sataniese invloed nie. As die syne is die syne. Ek het nie een verloor van die wat U my gegee het nie. Die wedergeboorte is ons kindskap. En kindskap is eienaarskap, uit eiendom. Dit beteken nie dat ons hier buite moet gaan en sê, ek is 'n wedergebore kind van Jahwe, ek kan gaan waar ek wil nie. Nee, 'n wedergebore kind van Jahwe gaan reeds nie waar hy wil. Hy gaan waar die Gees hom lei. En dit is wat ons lees, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En dis die laaste punt, dat die geluide van die wind, die kenmerke, is die vrug van die Heilige Gees. Galasiërs 5. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, nie losbandigheid nie, nie vleeslikheid nie, selfbeheersing. Ek wil afsluit in Matteus 7, as ons almal soontoe kan blaai. Hierdie vrugte, hierdie kenmerke van die wedergebore kinders van Jahwe, is so kardinaal, so belangrik. Daar's sommige wat ander vrugte wil ontwerp en sê, as ek sekere dinge doen wat godsdienstig lyk, dan is ek 'n kind van Jahwe. Dis die seël, dis die bevestiging in my lewe. En Yeshua tref baie duidelik die onderskeid oor, wat is die ware vrug? Wat is die verkeerde vrug? Matteus 7, lees ons, vers 15, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Waarvan die wedergeboorte plaas? Binne. So daar is hulle wat nog nie gewederbaar is, of hulle wat nie gewederbaar is nie, is roofsigtige wolwe, alhoewel hy skaapsklere kan aantrek. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En dis die vrug wat ons nou hanteer het. Hulle oorwin die wêreld, hulle liefde, is gehoorsaam, hulle het reddende geloof. Hulle bewaar hulle self van die Satan. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Sodra elke goeie boom gee goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Weergebore kind van Jahwe dra vrug van die Gees. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. En wat is hierdie vrugte?
Nou, sê in vers 21, nie elkeen wat van my sê, meester, meester, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, meester, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedrywe, en in u naam baie kragtig gedoen nie? Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Die wat deur hom gewederbaar is, dit is die wie hy ken. Om te profeteer in sy naam, om duiwels uit te dryf in sy naam, en om kragte te doen in sy naam, is nie sekuriteit vir wedergeboorte nie. Daar's baie godsdienste daar buite, wat al hierdie dinge doen. Dis nie die kenmerk van weergebore kinders van Jahwe nie. Maar hulle wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. En daarom, kom ons vat hierdie kenmerke van die wedergebore kinders van Jahwe, en ons kyk, is daar in ons lewens dit teenwoordig, want ons kan deur die vlees, en die vlees wandel, en daardie lauwheid en ongehoorsaamheid, deur die vlees te loslaat te doen wat hy wil, kan ons hierdie heerlikheid van kindskap, ek wil amper sê, ondervoed, want lewe moet gevoed word, en geestelike lewe moet gevoed word. En omdat ons besig is met die vlees, lei die gees mens honger. Petrus sê ons moet verlang, so sterk pasgebore babietjies na die onvervalste melk van die woord. En omdat ons dan die wedergeboorte geskenk is, kom ons ag dit. Kom ons koester dit. 'n Babietjie is broos. Lewe is kosbaar. Of ons nou 'n baba en of ons 'n volwasse man in die gees is, lewe is kosbaar. Daar's een wat lewe gee. En daarom mag ons nie moord pleeg nie. Ons mag nie lewe wegneem nie, want een het lewe gegee, Jahwe. En hierdie wondergawe, hy gee lewe vir hulle wat dood is, bly die grootste geskenk. Mag Vader Jahwe het vir u op 'n eenvoudige manier in die woord duidelik maak, dat u en ek, net so min as wat ons gekies het om op hierdie aarde gebore te word, net so min as wat jy die dag jouself voortgebring het, so min het ons onsself voortgebring in die gees. Dit is hy wat die rein water gee. Dit is hy wat uit die gees die lewe gee. So waar kom ons vandaan? Wat 'n voorreg uit Jahwe en deur hom. Kom ons staan en bid ons saam. Ons ewige Vader Jahwe, weer eens wil ons sê, u werke is groot. U werke is kragtig, lewe uit die dood. Dankie dat u na u groote barmhartigheid vir ons die wedergeboorte geskenk het. Dankie Vader dat dit is uit u vrye wil, uit u soewereiniteit, en nie op grond van ons verdienste of ons prestasie nie, maar op grond van u welbehaag. Dit wat u behaag, dit wat vir u goed en reg is. En daarom kan ons net sê dankie. Dankie, dankie Vader, dat u werk en niemand kan keer nie. Daarvoor kom eer ons en ons aanbid u. Help vir ons om hierdie week, hierdie saad van die woord ook te verstaan, dat ons identiteit in u sal vasmaak, dat ons roeping sal vasmaak, dat ons sal weet, dit waarvoor u ons geroep het, dat ons daar volgens sal vrug dra, tot u verheerliking, in Yeshua Messia. Amen. Kom ons hef die hande op aan. Vader Jahwe, baie dankie dat ons die seën mag ontvang, omdat ons die geseënde kinders is. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.